Baie hartlik welkom, liewe vriende en liewe gemeente, by hierdie goeie Vrydagmôre. Seker regtig die belangrikste dag in die jaar. Ek lees vir u uit Markus, vanaf vers 21. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe 'n plek, Golgotha, wat Kobbeenplek genoem word. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur die lood oor elkeen moet kry. Dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hom gekruisig het, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster, het hulle kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele aarde gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het u my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons van suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis gaan afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asemsien uitgeblaas, het hy gesê: "Hierdie man was werklik die seun van God." Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Josef en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hy oral saam met hulle gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Ek wil graag 'n paar dinge net bietjie beklemtoon. Die eerste ding, u moet let op die voorspelling van die Messias, van Jesus wat sal kom, Jesus wat gekruisig sal word, van jare gelede. Trouwens, 1500 jaar gelede, is daar in Egipte land gesê: as julle 'n lammertjie vat en julle slag hom, moenie die bloed die bene breek nie. En die bloed moet aan die deurkosyne gesmeer word met 'n marjolein bossie. En dit sal die teken wees dat julle gered kan word en dat die doodsengel by jou verbygaan. Maar julle moet noukeurig 'n lammertjie vat, die bene nie breek nie, die bloed aan die deurkosyne smeer, en daarna was nog 'n ritueel. En dis so gedoen, inderdaad so gedoen. En daarom het hulle gepraat van Passover. Dan word daar by hierdie deur verbygegaan. Want hierdie deur het die bloed aan die deurkosyn. En die doodsengel sal verbygaan. En weet jy wat
in 'n sekere sin moet jy mooi daarop let, dat hierdie aksie wat destyds 1500 jaar terug plaasgevind het, daar in Egipte land, was inderwaarheid die totstandkoming van die volk Israel. Daai oomblik wanneer die bloed aan die deurkosyne gesmeer is en die doodsengel by hulle verbygegaan het en hulle gered is en hulle gereed gemaak het vir die uittog, daar inderwaarheid het die volk Israel tot stand gekom. Kom ons sê, in hart en murg en siel. Blaai na die evangelie van Johannes toe. Dan is dit Johannes wat sommer, die neef van Jesus, wat sommer daar heel in die begin, hoofstuk 1:29 sê, as hy so kyk en sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegdra. Daar is die lam van God. Hy gaan die sondes wegdra. En interessant, later in Johannes Evangelie, terwyl Jesus daar in die binnehof van die priester was, toe word daar die lammetjies geslag en voorberei vir die Paasfees. En die Paaslam, die ware Paaslam, staan in hulle midde. Hy aanskou alles. En hy weet eintlik, maar hy is die lam wat nou binnekort geslag gaan word. En hoor net hier, met die Paasfees het hulle gewoonlik die paaslammetjies wat hulle gekry het in die velde van Bethlehem, want daar was die mooiste paaslammetjies, het hulle dan deur die oostelike poort van die stad Jerusalem binnegebring. En dan die poort toegemaak. Dit het net gebeur met die Paasfees. Maar die dag toe Jesus deur die oostelike poort van die stad binnegekom het, is die poort gesluit en nog nooit weer oopgemaak nie. Daar's 'n moskee gebou daar aan die kant, agter. Die poort is nog nooit weer oopgemaak nie. En ons lees die poort in Sagaria 44 sal oopgemaak word die dag met die wederkoms. Wanneer die Paaslam sy kinders kom haal. Is dit nie ongelooflik hoe voorspellings vanuit jare terug uit die Ou Testament in Christus in vervulling gegaan het nie? En nou staan ons by Goeie Vrydag. En daar's twee soorte pynigings wat deur Jesus gegaan het. Die eerste een was emosionele pyniging. Jy moet goed verstaan, Jesus het geword wat hy nooit veronderstel was om te wees nie, naamlik 'n mens. So sy vernedering begin nie eers by die kruis nie, maar begin by sy menswording. En nou loop hy die pad van die Via Dolorosa. En hier by die kruis, om net hierop te fokus, word hy aan 'n kruis vasgespijker saam met twee misdadigers, moordenaars. Een aan sy linker en een aan sy regterkant. Gewoonlik is daar net een ou gekruisig op 'n slag, maar dit was nou anderste. Jesus saam met twee moordenaars. Wat doen hulle? Hulle gryp van die Makabeer konings se rooi klede en hulle hang 'n rooi kleed vir hom om. Hulle vat 'n riet en hulle druk dit in sy hand en hulle sê, toe, jy's 'n koning, jy moet regeer, man. En hulle vat 'n doringkroon, hulle vleg dit en hulle druk dit op sy kop en hulle sê, 'n koning het 'n kroon. En hulle lag hom uit, hulle gryp daai scepter, die riet, uit sy hand uit, en hulle slaan hom met sy eie scepter oor sy kop. 'n Koning wat met sy eie scepter oor sy kop geslaan word.
vernederend. Hulle spoeg in sy gesig. Hulle snou om dinge toe. Jy wat ander gered het, red jouself. En hy kon sy Vader gevra het vir 12 legioene van engele en hulle hom kom red het. Maar hy stap die lydingspad tree vir tree. Tree vir tree. Bokant sy kop in opskrif, hy sê hy is die koning van die Jode. Hy het dit nooit gesê nie. Maar dis die ironie waarmee Johannes werk, dis al die tyd waar. Hy is eintlik die koning van die ganse wêreld. Maar die mense is so kort van begrip. Die mense verstaan nie. En dan moet jy ook onthou, daar hang hy kaal tussen hemel en aarde. 'n Bespotting vir die mense. Hier aan die onderkant van die kruis sit Maria, sy ma, en Johannes, sy lieveling disipel, en hulle aanskou die vernedering, die emosionele lyding, wat baie keer baie erger is, want die groot emosionele seer en lyding wat hy moes deurgaan, hy moes sterf onskuldig. Onthou in Johannes Evangelie word hy 7 keer verhoor en 7 maal onskuldig gevind. Jy sien, maar hierdie is 'n ander soort hof, dis 'n Gabata hof. En nogtans word hy gekruisig. God skreiende onreg vind plaas. Emosionele vernedering. Die fisiese vernedering, die fisiese pyn wat hy aangedoen is. Nou, daar was baie maniere hoe hulle destyds gekruisig het. Hulle kruisig jou so, of hulle kruisig jou in 'n lang paal, waar hulle jou as te ware inryg in die paal. Hulle kan jou in jou geslagsdele gekruisig het. Hulle kan jou onderste bo gekruisig het, soos wat hulle vir Petrus gekruisig het, op versoek van Petrus. En gewoonlik het die kruiseling moes nou self hierdie swaar dwarsbalk gedra, wat Jesus later nie kon dra nie, nog 'n vernedering. Toe gryp hulle 'n man uit die toeskouers uit, Simon van Cyrene, 'n man uit Noord-Afrika, uit Libië, en sê, dra jy nou maar die kruis, hierdie 45 kilogram dwarsbalk. En dan sit hulle dit op die grond neer. En hulle spyker sy arms daaraan vas. Dit is eintlik ysterpenne wat hulle vaslaan. Ysterpenne wat hulle vaslaan. Dwars deur die gewrigte, anders in die hande sou dit uitskeer. Is dit nie ironies dat die lig hier agter my uitgaan met hierdie verskriklike moment nie? Slaan die ysterpenne in. Hulle sit sy voete op so 'n klein balkie, so 'n klein dwarsbalkie. En as hy daarop so druk, of as hy sak van sy arms, dan skeur alles. Dan skeur alles. Want hy's 'n skandelon, hy's 'n skande vir die wêreld, dis wat hy gemaak word. En hy sweet bloed. Ja, weet jy, in die tuin van Getsemane het hy al bloed gesweet. Daar's 'n mediese toestand wat dit beskryf, hemolidrase. En weer eens word hy gegeesel. Hy's klaar stikkend geslaan daar by Pilatus se paleis. Die Jode het altyd kon slaan 39 hou op een na, as hulle nie goedkeuring gehad het nie, maar die Romeine het aanhoudend geslaan totdat die een nou moeg was met 'n kats, 5 stukkies toue met skaapbeentjies aan, en dan het hulle patrone op 'n ou se rug uitgeslaan.
stikkend geslaan. Hang hy aan die kruis tussen die hemel en aarde, met die opskrif, hy sê hy is die koning van die Jode. Nooit gesê nie. En dan hier laat die middag, nadat dat duisternis gekom het, en die Romeinse wag gesê het, waarlik, hy was die seun van God, die eerste ou wat dit bely, dan moet hulle vinnig maak, want die Sabbat begin 6:00, en hulle wil met skoon handjies die Sabbat binne gaan. En dan normaalweg het hulle die kruiselingse bene gebreek. Die Romeine het eintlik die gewoonte gehad, hulle losse ou daar vir weke, dat die aasvoëls aan hom vreet. Maar met Jesus moet hulle gou maak, hulle wil met skoon handjies, wil hulle kerk toe gaan, wil hulle die Sabbat vier. En daarom breek hulle die ander twee se bene, en as hulle by Jesus kom, dan merk hy, die soldaat is reeds dood, dan steek hy die spies in sy sy, steek die spies in sy sy, dan kom bloed en water gemeng uit. Hy is dood. En dan haal hom af. En wie is by die kruis daaronder? Josef van Arimatea, wat 'n nuwe graf aanbied, maar ook 'n ander man, Nicodemus, die hoof van die Sanhedrin, wat in Johannes 3 vir Jesus gesê het, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hulle vat 50 liter mirre, en hulle balsem hierdie liggaam van Jesus. En gaan sit hom in die graf van Josef van Arimatea. Kan ek vir u sê, wat beteken hierdie pyniging van Jesus vir my? Hy is gekies as 'n skandalon. Hy het die hel deurgemaak. Dit was vir hom hel gewees in daardie oomblikke, sodat ek die hel kan vryspring en die ewige lewe kan beerwe. Sodat ek en jy weet, ons gaan nie eendag vrek nie, ons gaan sterf en trek van hier na hierna toe, na ewige lewe toe. Alles het hy deurgegaan vir my en vir jou. Hy was van God verlate. Hy het uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Sodat ek en jy nooit as te nimmer meer van God verlate kan wees nie. Ja, daar is tye van eensaamheid en leegheid en alleenheid. En tye wat ek voel, ek kan nie meer nie. Tye van selfverwyd, tye van rou, tye van ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Maar dan weet jy moet weet, jy's nie alleen in daai tyd nie. Jy stap nie alleen deur daai moeilike tyd nie, want die Here Jesus het beloof, hy sal met jou wees al die dae tot aan die einde van die wêreld. Want hy is gekruisig en hy het opgestaan en hy lewe. En hy het gesê, ek is met julle al die dae tot aan die einde van die wêreld. Hy het ter helle neergedaal en die helse smarte ervaar, sodat ek en jy die ewige lewe sal kan binnestap. Daarom is dit goeie Vrydag, genadevrede en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, die vredemaker. Die een wat gekruisig is, die een wat hel beleef het, sodat ek en jy die hemel kan binnegaan. Amen. Mooi dag vir u. Ek sien u graag Sondag met opstanding. Totsiens.